Ons bid lekker saam. Vader, ons kom in die so mooi naam Jesus Christus van Nasaret. En sê so dankie dat ons as u kinders nou weet, ons is onder u beskerming. U hou vir ons vas, u maak ons toe, ons is onder u heerskappy. Ons verklaar net vanaand dat ons en ons gesinne kies om die Here Yahweh Elohim, die God van die heelal te dien. Ons kies om u verbond te onderhou, u instruksies, en ons kies om voor u te buig. En net te weet, dat dit wat u vir ons instruksies gee, is daar, omdat u goed is vir ons. U wil vir ons goed hê. U wil hê, u seëninge moet oor ons uitstort. Vader, maak ons geesore en ons geesmens, ons sintuie oop vanaand, om te verstaan, wat die gees van die lewende God wil spreek. Dat ons dit sal verstaan, dat dit 'n impak sal maak, dat ons met dit sal verder en dieper in u hart inklim. Verder van die wêreld af en dieper in u koninkryk en in u almag en uit u troonkamer van u glorie sal aanhou drink. Vader, ons kom vra dat u ons nou toemaak van hierdie Halloween in alle tyd, dimensie en spasie, ons familie, ons liggaam, siel, gees, unconscious, subconscious, ons now conscious. Ek bid dat u ons toemaak nou met die bloed van die lam, dat niks van die second heaven naby ons kan kom nie, en ons verklaar dat ons nie saamstem met wat die vyand in hierdie tyd kom doen en vier en hoe hulle funksioneer nie. Ons kom vra, Vader, dat die warrior angels om ons sal sit, en daai vuurkring wat vooruit ons gaan, net soos wat u deur die woestyn u volk gelei het, met daai wolkkolom en vuurkolom, wil ons nie beweeg as u nie beweeg nie. En ons wil in u rus bly en weet, maak nie saak wat se omstandighede nie, ons skoene sal nie eers oud word nie, ons klere sal nie eers vervlenter nie, en ons sal elke dag genoeg hê wat ons vul, en daar sal 'n Shabbat rus wees, dat ons kan rus ook, en net weet u is in beheer, u die oorlog reeds oorwin, ons kyk op na u en weet ons oorwinning is in u, en ons verklaar nou, dat u die enigste God is, ons lieflike Vader, en ons bid dit in Jesus se naam, amen. So julle, ja, dis interessant, toe ons jonger was, ek dink nie ons het geweet iets van Halloween af nie, maar so kom die dinge ons nou oor van, jy weet, van die ander lande af, en naderhand as ons weer sien, dan beoefen ons ou landjie hier, in die suide van Afrika, raak ons ook verlig, dink ons, en ons kan ook al hierdie lekker goedjies aan deelneem, maar in die meantime, is daar 'n groter prentjie. En so interessant, hierna toe vra Dani vir my, mamma, so praat jy nou oor Halloween? Ja, nou sê ek vir hom, ja, nee, ons moet nou 'n paar goeters gaan leer. Hy sê, ja, maar hy dink dit sal nou nog lekker wees, om net al hierdie gratis sweeties wat hulle uitsit, te vat, want ek meen, jy kan lekker sweets vir 'n jaar bymekaar maak. Ek sê, nee Dani, is nie so eenvoudig nie. Jy kan nie daai sweets vir 'n jaar bymekaar maak nie, want daar is iets aan die sweet. Daar's iets gekoppel. Hulle net daar vir hulle. Daar's iets gekoppel aan hierdie, nee, maar hoe dan nou? Ek sê so, maar as hy nou nie geweet het nie. Ek sê, ja, maar ken jy daai stuk in die Bybel? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So dis vir ons so gemaklik en so lekker om in Lala land te sit en nie te weet en sê, maar ek het nie geweet nie. Ek het al mense gekry in die beradingkamer wat vir my sê, moenie my sê nie, dan weet ek nie. Jy verstaan nie. Of jy weet, of jy nie weet nie. Ek sê vir hom, dis nie wat jy weet nie, dis wat Satan weet. So jy kan 'n Boeddha beeld in jou huis inbring en sê, maar ek het nie geweet nie, ek het net gedink is 'n ornament. Dit gaan nie oor wat jy dink nie, dit gaan oor wat die vyand weet, wat sy legality kry, hy reg deur op 'n manier daai ding in jou huis in te bring. Nee, maar die unicorn klere, ek kry nie iets anders as unicorn pyjamas en Batman en Spider-Man pyjamas en whatever die nuutste trends is nie. Is al wat beskikbaar is. Man, ek het 'n persentjie gekry, my seentjie het verjaar en toe kry hy Ben 10 pantoffels of whatever. Jy gaan vir hom eet. Jy kan nie sê, maar dit was nou 'n persentjie nie.
meen 1 jaar is ek in Amerika en toe het die ou die Kabbalah handjie so in sy kar, maar hy weet, ek meen ons het al vir hom al die ewig swart gegee om te luister en al die goed. En hy sê, ja, maar dis nou 'n geskenk van sy dogter se vriend se ouers af, wat in bediening is pastore. Ek sê, maar jy kan nie, jy ken dit. Nee, maar dis 'n persent, hy weet nou nie eintlik, weet hoe gaan mens dit nou verwyder, hoe nou, mens, dit is maar 'n persentjie. Maar God het instruksies. God sê vir ons, hier's my reëls, hier's my riglyne, hier's wat ek wil hê jy moet doen en nie doen nie. Hoekom? Omdat hy 'n kontrolfreak is. Hy weet wat is goed vir ons. Ek sê, gaan eet jy maar daai sweeties, dan kyk jy so oor 'n jaar, hoe werk dit vir jou? Gaan kyk hoeveel deure gaan daar oop, en gaan kyk, ja, maar hy het nou nie geweet, is nou so intens nie, en hy het nou die dag, omtrent 'n jaar terug, een of ander kos in 'n restaurant geëet, wat gesê, dis hierdie soort kos, van hierdie soort, wat die priester kom ons, en hulle doen dit en alles. Ek sê nie, maar, ek stel voor jy gaan repent daarvan, en sê vir die Here, jy het nie geweet nie, en onthou, vir oorlewing, dis ook anders, as jy iets gaan doen vir oorlewing, en sê, luister, dis al wat daar is te koop om te eet, ek koop dit, ek repent van dit hoe hulle dit doen, ek stem nie saam nie, en ek sny dit af en ek seën hierdie kos. Is dit ook anders as wat jy sê, okay, ek hoef nie hierdie te doen nie, dis nou lekker, almal doen dit, ek gaan dit nou maar ook saam doen, en ek neem nie deel nie, ek wil maar net 'n sweetie eet. Verstaan? Hoor julle hoe ver trek ons al? Hoor julle ons redenasies? Ek sê, maar gaan repent 'n bietjie. Nee, is nie nodig nie, is 'n jaar terug. Ek sê, okay, maar gaan doen, dan kyk jy hoeveel goed maak toe en hoeveel blessings begin deurkom. Want dit gaan nie oor wat, maar nie geweet nie. Dit gaan nie oor wat jy weet nie. En dis hoekom God bly sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So ons wil aanhou sê, maar dis maar hoe die stelsel lyk, dis maar ons dit nou doen, dis maar, jy weet hoe dit nou maar werk, almal bly maar saam. Jy weet, ons is lief vir die Here, ons dien die Here, maar ons bly maar saam, ons gaan nie trou nie. Jy verstaan nie, jy is al getrou die eerste keer toe jy gemeenskap gehad het. Dis hoe dit werk in God. Het julle dit al in die Bybel gelees? Het julle gelees, Abraham, Isak en Jakob? Toe hulle daai vroukie daar bring, toe hy het haar ontmoet, toe gaan sy by die tent in, toe sê hulle, toe is hulle getroud. Dis hoe die huwelik voltrek is. So dis hoekom mense nie verstaan, as jy klomp maats het saam met wie jy slaap, jy is met almal getroud in die gees. En dan is jy met daai mense wat wie jy getroud is, met waaroor hulle sukkel, is jy met daai goed ook getroud. So trek gou vir jou familiestamboompie. Jy dink jy wil net by jou oorouma en oupa grootjie uitkom, wie was 'n Griek en wie was 'n Jood en wie was 'n boer en wie was 'n Engelsman. Nee, jy moet bietjie weier trek. As jy weer sien, is jou geestelike stamboompie, is jy dalk die hele wye wêreld vol. En jy kan nie verstaan met klomp goed wat in jou lewe verkeerd gaan nie. So, net om agtergrond te gee, dat ons verstaan, dis ernstige goed hierdie. Ons kan nie sê, ja, maar ons neem nie deel, maar ons gaan nou maar die sweetie eet, of ons gaan dit, of gaan... Dis so ernstig, ek meen, in die kerke, veral oor see, hulle vier dit. Dis 'n hele dag, dis 'n hele joy, dis 'n hele, ek meen, kom ons raak nou 'n bietjie sensitief. Valentynsdag. Valentyn is 'n little demoon. Die ouetjie met die cupid, met die pyltjie, wat die hartjie inskiet, gaan doen jou navorsing. En dan sê jy, weet vir my, of julle dink ons is gemaklik om die 14de Februarie Valentynsdag in die kerk te vier. Kom ons dink daaroor, kom ons raak dalk 'n bietjie radikaal. Kom ons gaan kyk, waar is die oorsprong van sekere goeders? En ons almal bedoel goed. So, ek gaan nou soos Dion sê, ekskuus as ek nou op tone trap. Maar hy het gesê, hoef nie my ekskuus te sê nie. Ek bring net die feite. Gaan bid jy self en hoor wat die Here self vir jou sê. Maar dit is belangrik dat ons hierdie goed gaan begin verstaan. Want Cupid, weet julle wie is Cupid? Hy is Tammuz. En weet julle wie is Tammuz? Tammuz is die geïnkarneerde Nimrod. En Halloween is dieselfde storie wat sê, hulle glo aan daai inkarnasie. Jy weet,
reïnkarnasie, wat die Druids het eers begin met Halloween. So as jy Israel toe gaan, die Druids, hulle aanbid die aarde en hulle vrugte en alles gaan oor die 4 seisoene en hulle is daar langs die pad en dan, Karen, onthou jy, hulle is daar oral en dan verkoop hulle vrugte en hulle goeders vir almal, want hulle, dis waaroor hulle lewe gaan. Hulle lewe gaan oor die 4 seisoene. En dan het hulle nou hierdie high Sabbaths en hoe hulle nou hierdie 4 seisoene en Halloween is die laaste seisoen voor die winter aankom. So hulle vier nou dit as Halloween en dit is nou daai offerings wat hulle bring en hulle het geglo as Druids is hulle hoër as 'n koning. Tensy hy natuurlik 'n koning ook was, as jy nou daarna kyk. Dan jy seker nou maar double. Doen julle single en double koffies hierso, maar ek dink dadelik my man is hier agter, so ek drink in 'n double geweer. Maar ja, die probleem waarmee ons sit is dat ons besef nie waar kom elke ding vandaan. Waar het hierdie ding ontstaan? Hoe die Druids dit gevier? Wie is Druids? En hulle het geglo hulle is 'n God wat weer mens geraak het. So Halloween het ontstaan by te sê dit is die God wat weer mens geraak het. En so vier hulle dan nou die goed en dan kom dit nou so 'n stukkie verder en dan begin dit nou bietjie verder gevier te word in 'n sekere hiërargie en dan kom die kerk, die Rooms-Katolieke kerk en hulle sê, okay, maar ons sien nou julle het hierdie feesdag. So ons sien julle vier dit, maar ons kan nie Halloween vier. Nou, ons besef nou is die gees van dood en ons offer vir die dood en al die goed, hoe moet ons nou maak? Okay, weet jy wat kom? Dis nou op daai datum, so kom ons vat nou die 1 November en dan sê ons, okay, dit is nou Sint whatever day en dan skuif ons nou, want in die biblical time was die tyd gewees, dit was aand en dit was môre die volgende dag. Dit was aand en dit was môre. Toe kom die Roomse tydperk en dit verander laat waar ons die tyd is aangedui met 'n nuwe maan. Toe kom dit en toe word die tyd aangedui met die solar system, met son. So met ander woorde, heeltemal 'n verandering van nou 12 uur tot 12 uur versus dit was 6 uur tot 6 uur. Net dat julle dit begryp. Dis hoekom hulle toe die 1 November gesê het begin, want okay, dit is nou half die 31ste raak toe eintlik half die 1ste tipe van. Nou vier hulle dit as 'n Sint something day. Maar is nou nog steeds, weet jy, so lekker. Maar ons vier nou nie regtig die dood nie, maar ons gaan nou al hierdie pakkies aantrek. So, elke dingetjie wat jy doen, verstaan jy as jy byvoorbeeld as jy ernstig die oosterse vegkunste beoefen, soos regtig genuine in die spiritual realm, en jy gaan doen jou karate, en dan is daar sekere goed wat jy naderhand begin inhardloop, wat jy moet begin funksioneer, soos Karate Kid. Onthou julle daai fliek Karate Kid? Moet jy begin in 'n ander dimensie in funksioneer. Jy moet begin ander kragte kry. Jy moet begin ander fokus en hoe jy jou krag daar kry en hierdie goed en dan so. Dit raak nie net meer 'n sport nie. Dit mag as 'n sport begin het, maar jy weet, soos wat dit evolved en soos wat dit aangaan, soos vrymesselary. Jy klim in die ding in, want jy dink is 'n goeie organisasie. Ons doen net liefdadigheid. Maar as jy weer sien, klim jy die kus uit en jy sê, ek staan op by die kus en ek maak, jy weet, ek kan nie dink dat 'n volwasse man by sy volle positiewe, elke vrouens ook, laat ek nou nie ons uitsluit. Dit word seker ook gedoen, maar dit is mos maar 'n man-organisasie. Klim uit 'n kus uit en sê hierdie tipe ritueeltjies en dink dit is normaal. Met 'n ding om jou nek wat sê, as jy oortree, dan sal jou nageslag se keel afgesny word en hoor julle wat ons sê? Besef ons, wat is ons besig om te doen? So, as ons dan nou die pampoentjie vat en ons steek die ou kersie in die pampoentjie aan en ons maak nou die oogies en die mondjie en nou soos 'n spookie lyk. Wat is ons besig om te doen? Ons covenant.
ons maak 'n verbond. Ons sluit, dis die ring aan jou vinger. So hierdie ring aan jou vinger beteken tog iets, né? Dit beteken, jy is getroud, en die Here is so getrou, hy vat nogal ons fisiese van huwelik en bruid en alles, en gebruik dit as 'n beeld om te verduidelik, ons moet sy bruid wees in die hele prentjie. So, ons het nou 'n ring in ons vinger, dit beteken, ek is aan my man, ek het 'n verbond met hom gesluit. So, op hierdie verbond is daar sekere goed wat in plek kom. Dit beteken, ek beloof met my verbond, ek gaan getrou aan hom wees, ek gaan my man se helper wees. As 'n Christen wil ek daai goeders is deel van my pakkie. Ek gaan hom ondersteun, ek gaan hom nie skei nie. Kan julle nog onthou, julle daar gesê, vir lewe en dood bly julle by mekaar. In siekte en gesondheid. Vergeet ons baie keer die siekte, ons onthou net die gesondheid. Ek weet nie, is daar 'n sin, Dion, wat sê, in armoede en wealth? Verstaan? So, jy het 'n verbond gesluit. As ek 'n verbond met my man sluit, met die Here wat toekyk, en volgens sy reëls en beginsels, meen dit, my huwelik sal volgens sy beginsels geseënd wees, sy hand sal oor my wees, as ek volgens sy instruksies loop. Wat sê sy instruksies? Mag ek rondkyk? Dink julle, my man gaan lekker voel as ek rondkyk? Dink jy, ek gaan lekker voel as my man rondkyk? Dit gaan nie lekker wees nie. So God het instruksies wat hy weet, as jy die instruksies volg, dan gaan dit goed met jou. En as jy uit dit gaan iemand seer kry. Hoekom gaan jy seer kry? Hoekom gaan dat goed met jou gebeur as jy uit die instruksies uitgaan? Want jy sê, hier's ek in God se instruksies, dis sy wil vir my, maar nou tree ek so bietjie uit hier so in die donker wêreld, so wie kan by my uitkom? Die vyand. So as jy nou gaan en jy trek nou jou Halloween pakkie aan, Grim Reaper en ek weet nie wat jy ook al wil doen nie, vra vir Tersius, hoeveel keer in die beradingskamer haal ons 'n Grim Reaper uit mense uit? Eintlik moet ek sê, Tersius, ons het nog nooit iemand bedien en daar het nie 'n gees van dood uit hulle uitgekom nie. Nee, Karen, ek wil sê amper 100%. 100% waar ons nou trek, haal ons gees van dood in die beradingkamer uit mense uit. Dis wat daar gebeur. So wat doen hulle op Halloween? Wat doen hulle hierdie 3 dae? Waarmee is hulle besig? Hoe worship die wat aktief daarin toetree? Ek praat nou nie die van die enetjie wat die, amper sê ek wat lemoentjie, maar die pampoentjie en die kersie en die klere en die trick and treat en die sweetie en ding, dis net fun and games nie. Ek meen, jy maak 'n deur oop, jy gaan dit voel, né? Maar die wat heksery beoefen, wat dit aktief doen, wat moet hulle in hierdie tyd doen? Hulle moet 'n offer bring. Daai tyd het die Druids ook menslike offers gebring. En gaan lees in die Bybel. Wie van julle het in die Bybel raak gelees al daar sê dat die Here het 'n probleem as ons vir Molech offer. Fisies die naam Molech verskyn in die Bybel. En dit is die mense wat hulle babietjies gebring het en vir Molech gesê, en Molech was dis in die geskiedkundige boeke, dit was 'n groot klip ding wat hulle gebou het, dan het hulle vuur aangesteek uit met sy hande, so gestaan, groot, dis 'n huge ding, dan het hulle die vuur aangesteek, dat daai hande wat so staan, vuurwarm word, dan het hulle gesê, dit is 'n honor om vir hierdie God hulle babietjies in daai vuurwarm hande te sit, dat daai babietjies verbrand, dan offer hulle verbrand dit. Kan julle dink ons as mense wat geskaap is, geen wonder die lewende God het in Genesis 6 gesien, dis crazy chaos hier op aarde nie. En toe die vloed gekom. En dat hy het gesê, hy is spyt wat hy gemaak het, want kyk hoe gaan dit. So hulle gaan op hierdie tyd en hulle wil menslike offers offer. So met ander woorde, jy covenant met dood.
So as daar ooit ietsie is wat jy in Halloween tyd deelgeneem het, of en dis in jou bloedlyn, dan het jy met dood gecovenant. Want dit is 'n offer vir dood wat jy bring. Ook die speletjies en die offers en die goeders wat hulle doen. So jy worship. Dit is 'n vorm van aanbidding. Ons dink ons deel sweeties uit. Sukies en chews en chocolates en whatever. Maar ons deel nie sweeties uit nie, dis 'n manier van worship. So as jy by Hindoeïsme en Boeddhisme daar in Indië ingaan, weet julle hoe lyk dit daar? Ek was een keer daar vir 10 dae op 'n uitreik. Die kos vrot, die mense het nie kos om te eet nie, hulle is starving. Jy kan nie glo dat jou kop so sterk kan wees, maar ook obviously is daar demonic involved. Weet julle, as ek honger is ek honger, hoor. Ek is soos Dawid wat gaan sê, het ons met die toonbrode eet en die Here het dit gebless en gesê, eet maar. Verstaan? As jy honger is jy honger. Ek meen, ek kan nie eers dink, ek kan nie reguit dink as ek honger is nie. Ek is soos, ek moet net iets eet, ek kan nie alles, my bloed en my suiker, maar alles is nie nou in balans nie. Ek moet net nou 'n happie vat. Maar dat hulle so, dat hulle sê, hulle sal nie eet nie. Dan vat hulle al daai kosse en gaan sit dit daar neer waar hulle standbeeld het en kraanse en die heilige waterbuffels en dan kom die rotte en die muise en dit raak soos 'n plaag soos wat dit daar gaan. So hulle offer iets. Met ander woorde, jy vat jou geld en jy gaan koop 'n pampoen en 'n sweetie en iets. Jy bring jou hardwerkende geld. Jy offer iets vir die ding. Jy worship dit. Jy bring, dis 'n vorm van aanbidding. Ek aanbid deur hierdie goeders te koop en deel te wees in. En ons besef dit nie. Ons dink nie so daaraan nie. Maar ek meen, jou geldjies wat jy werk voor, dit is tog vir die Here wat vir jou voorsien. En hy soek nog ewen sy 10de van dit ook, wat hy wil sien. Jy gee sy deel van hom as 'n offerande vir hom. Party mense het nie geld nie. Hulle het regtig nie geld nie. Dan gaan hulle maar en hulle gaan gee hulle tyd. Hulle gaan gee hulle liefde. Daar is werklik party mense wat regtig nie breed het nie. Maar jy moet vir die Here iets offer. Jy moet wys, ek vertrou U Here, hoekom offer ek? Want 'n offerande is saad in die grond. As jy nie vir die Here iets offer nie, as daar nie saadjies geplant is nie, dink julle daar kan iets opkom? So dis net 'n geestelike beginsel. Dis nie van, okay, dis die Here se wette, dis hy reëls, ek moet dit gee. Nee, hy het gesê, hy los die Heilige Gees nou vir ons, sodat die Heilige Gees, hy het nie gekom in die wet weg te vat nie. Jy mag nie nou skielik sê, ek mag steel, ek mag oorspel pleeg, ek mag dit, ek mag oneerlik wees. Stem julle saam met my, daai goed is nog steeds van toepassing. Maar stem julle dan saam, die wette is nie weg nie. Maar dit is nou in jou hart se kamer geskryf, met die Heilige Gees. So jy moet sê, ek stel nie belang om dit te doen nie, want ek is lief vir my Here. Ek wil nie hierdie offer bring nie. Ek stel nie belang om my geldjie waarvoor ek gewerk het, of my tyd. So al hierdie wat jy kan gaan trick and treat, en wat jy kan deelneem in die goedjies koop, en al hierdie goeders deelneem, jy offer nog jou tyd ook. So ek het net of jy gesê, of bring jou geld offer vir die Here, bring jou tyd offer, maar iets gaan jy offer. So wat offer jy? Wat sit jy daar op die, jy weet, God het in die Ou Testament, moes jy fisies op 'n altaar jou bokkie bring. Jy moes die offer vir hom bring. En dan het hy gesê, dit was 'n aangename geur wat in sy neus opgegaan het. Hy ruik ons offers. So Kain en Abel, die een se hart was nie lekker pure nie, so daai offer het bietjie gestink. So toe hy hom ruik, sy, is nie 'n lekker een daai nie, hy stink 'n bietjie. So daai offer kon hy nie aanvaar nie, want daar staan ook in die woord van God, edere stukkie groente met liefde daarby, as 'n vetgevoerde bees met haat. Met ander woorde, God sien, as jy wil vir sy kerk gee, as jy wil enige iets doen, en jy murmureer,
ek sê nou vir jou, dan sal 'n vloek op jou. Want uit watter plek doen jy dit uit? Jy vervloek eintlik die offer, want jy moan daaroor, jy kerm daaroor, so jy spreek eintlik 'n vloek daaroor uit. So nee, God soek 'n pure hart met die offer. En as jy vir hom offer, dan sal jy sien, dis volgens sy instruksies, daar's iets wat hy is die God, hy is die heerskap oor hierdie hele aarde, dan activate dit sekere goed. Dis soos Dion altyd sê, hy love dit as ons vir hom 'n lied sing en jy weet, daai offerande van liedere bring en in die Here maak dit hierdie absolute emosie oop van hoe hy dit geniet. Want anders sou hy daar nie gestaan het in sy neus is hierdie offerande se geur. So dink julle daai offer het nou regtig lekker geruik, want ek meen dis bloed en dit is incense gemeng en dit is crazy. So ek weet nie hoe lekker het dit geruik nie. Maar die geur, glo ek, was amazing met die hart wat dit gekom het. So ja, wat gaan ons offer wees? Ons offer in ons tyd of offer 'n stukkie geldjie en al hierdie goed wat ons doen covenant. So waarmee het ons nou al gecovenant met Halloween? Ons het met die gees van dood gecovenant, want daar's dood. Ons het met afgoderry, want jy weet ons aanbid, ons bring 'n offer, ons worship, ons buig. Net soos as jy vrees. So kom ons praat oor die derde punt wat ek wil praat. So nou is hulle so verskriklik bang dat, vir 'n ander woord gesê, hulle is so bang, so ontsettend bang dat iets met hulle gaan gebeur. Dat hulle moet tog net hierdie gode en hierdie geeste van dood en al hierdie bewegings en al hierdie aktiwiteit moet hulle gelukkig hou. So hulle het hierdie grootste vrees, want die fiekies en die dwergies, want julle geweet fiekies is demone. Fiekies en dwergies is demone. Al hierdie goed is demoniek. Maar hulle maak dit so mooi, en dan koop ons mos, mense het op 'n stadium sulke fairy gardens gekry, kan jy so met 'n hartjie, en dan speel jy nou, dan hartjie, en dan, dit hou vir jou besig, is omtrent soos die videogames wat hulle vandag speel. Hark en die fiekies, en die dit, en die en die dat, en is te lekker. Ek meen, tot ek die eerste keer gehoor het, 'n fiekie is demoniek, het ek my as afgeskrik, want ek was fiekie bedinges. Toe klik ek, oh my word, wat sit jy in my Tinkerbell en al hierdie goeders? Dis 'n fantasy world wat jy ingetrek is, dis witchcraft, dis in jou bloedlyn, hy trek vir jou. Hy vat vir jou, as jy weet sien, dan gat jy soontoe. So hulle is so bang vir hierdie goeders, dat hulle nou al hierdie dinge doen om hierdie goeders happy te hou. En al hierdie goed wat uit die doderyk uitkom, want is nou net voor die winter gebeur. So dis nou die laaste goeders voor hierdie goedjies nou gaan rus, om nou die son bietjie te rek. Hier kom sonaanbidding ook in, né? Jy gaan lees die stuk, kan sal jy sien. Hulle het nog vir die gesê, okay, die son stretch nog so bietjie. Hulle doen van hierdie goed om te sê, son stretch nog jou laaste strale voor die winter kom. Hulle aanbid die 4 seisoene. En in hulle vrees het hulle nie meer vir God vertrou nie. Hulle het gesê, nee, ons moet hierdie goed doen, dat ons beskerm is teen hierdie goed. En as jy daai deurtjie oopmaak, wees verseker, dit wat jy vrees, gaan met jou gebeur. Ongelukkig is dit so. So as enige een van ons hier sit, en ons dink aan iets wat ek gesê het, ek vrees vir dit. Ek spreek dit uit. Dit maak my bang. Ek is bang ek gaan dood op 50. Ek weet van 'n vrou wat dit uitgespreek het, sy is dood toe sy 50 is. As jy die goed spreek, want waar is jou vertroue in God? So die goed vat ons fokus af van God, want wat het hy gekom? Hy het mos Jesus aan die kruis gesterf. So ons het die bloed van die lam. So ons kan, as ons skoon en rein voor die Here staan, so is enige een van ons hier wat sê, ons staan net skoon en rein voor die Here. Maak nie saak hoeveel keer jy repent het nie. Nee, jy staan skoon en rein voor die Here oor Jesus die atonement voor jou is, en jy sê, Here, daar so baie, daar seker nog soveel goed wat ek nie eers weet ek doen verkeerd nie, maar ek kies om te sê, wat ook al dit is, ek vra vergifnis, ek sit Jesus se bloed hier voor my, ek kom met daai atonement. Kom staan ek nou voor u.
En daai bloed beskerm ons. Dit moet ons geloofsisteem wees. So jy is besig om jou hele geloofsisteem te trade vir Satan se geloofsisteem. En partykeer as jy so vrees van goed, dan moet jy maar gaan kyk. Hoekom? Wat vrees jy? Wat is daai wortel? Waar kom dit vandaan? Wat het hierso gebeur? Maar ja, spesifiek. En ek weet, Karen nou die dag by die vroue groep 2 weke terug, het dit ook duidelik opgekom. Vrees vir hierdie dag, vrees, wat die woord uitgaan, want blykbaar is daar klomp groepe wat sê, dit gaan gebeur, dis wat hulle doen, dis wat hulle offer, dis dit, hierdie is dit. Ok, ek het nie 'n probleem as jy wil ingelig raak oor wat doen hulle alles nie, maar my probleem is, waar is God in jou prentjie? Wat van, julle hierdie tyd, gaan ons God se naam verhoog en verheerlik. Prys die Here, ons is gered, sy beskerming is oor ons. Och, amazing, dankie Jesus vir u bloed. Dankie dat soos die Israeliete in Egipte die bloed aan die deurkosyne gesit het, kom declare ons nou somme u bloed is om ons geplaas. Dankie dat ons aan u kan vasse. Ag, wat 'n lekker tevrede wat ons net nou kan hê. Versus, dit gaan gebeur, dis wat hulle doen, soveel offers doen hulle, die katte, kyk net vir die swart katte, kyk net, maak net seker daar, moenie gaan rondry vanaand nie, dit is so. En so word ons uitgevang, en ons hap mekaar op, dat ons hier sidder en beef, want ons doen dit nie vir die intellect, of vir die kennis, om te verstaan waarteen bid ons, en wat verklaar ons, is ons God nie, ons doen dit om vrees te kry in die situasie. Het julle gesien hoe het COVID ons gevat? Die onsekerheid van COVID, wie's volgende? Gaan jou longe dit maak? Hoe oud is jy? Wat is die statistieke? As jy hierdie tipe kondisies het, is jou kanse slegter as hierdie tipe ouens. As jy hierdie bloedgroep is dit so. En daai bestudeer ons en onseker. Man, weet jy, miskien moet ons maar net reg wees om te gaan. Maybe moet ons op 'n punt kom en sê, Here, ons hande, ons lewe is in u hande. En ons verklaar, ons sal nie van hierdie aarde afgaan totdat u ons vat nie. Ons verklaar dat geen gees van dood of feeste van die vyand of enigiets op ons effek, ons repent van dit, ons haal dit af en verklaar die tyd wanneer u ons wil vat vir u hemelse koninkryk, om van daar af die remnant terug te kom en te roel en rein saam met u, verklaar ons, dit sal so wees. En laat ons nie meer met daai ander prentjies sit nie. Nee? Kyk, kom ons kyk gou wat wil ek nog hierso vir julle. Halloween, wat 'n Christen behoort te weet. Ok, so bladsy 9 sien julle die spooke en die vuurtjies. Kom ons praat oor die seremoniële plekke. Ok, die spooke en die vuurtjies. Julle, ons oumas, ek wil amper sê ons ma's en pa's, nie almal van hulle nie, maar van hulle. Hulle het ons nou al hierdie goedjies gespeel van roep die geeste op en dit gebeur glasie en ja, laat die glasie en moet die letters begin beweeg en al die tipe goed. Ek dink ons kinders dink ons is laf, maar hallo, gaan kyk bietjie wat kyk hulle op hulle foon en goed, dan sit ek as net it changed it to something, die verslawing is net iets anders. Maar nou kom ons en speel al hierdie goedjies en lees die sterre voorspel en dan sê ons, ok, maar ons doen nou nie Halloween nie. Maar daai is 'n vorm van die hele witchcraft tipe Halloween storie. En spooke, ouens, is demonic. Dis demone. So, daar's 'n vrou wat die Here het al gelei om mense te help in satanisme om vry te kom. En sy het 'n boek geskryf wat sy intens 'n pad gestap het en mense gehelp vrykom het. En as jy lees om te leer, om te verstaan hoe hierdie goed werk, dan verstaan jy dat daai mense kry nou klomp goggas in hulle
En hulle instruct die goggas doen dit en dit en dit en dit en dit. Hulle kry al hoe meer powers. As jy baie hoog in die hiërargie ook is, dan drink jy nie en jy rook nie en jy het nie dwelms nie, want jy moet wake up wees vir jou volgende geveg wat jy het om te kyk hoeveel van jou powers. Eventueel het jy so baie powers, hulle is maar net daar om jou dood te maak, hulle gaan jou ook uithaal. Is maar net 'n leuen. Is maar net 'n rebellie. Ek wil soos God wees, ek wil powers hê, ek wil dit. Versus niks met hierdie spookies te doen hê nie. Ek weet, ons het Casper the Friendly Ghost gekyk. Weet julle dit? Ons het Casper the Friendly Ghost. Dit was 'n hit. Wat is 'n ghost? Casper Ghost, friendly. Ken jy 'n vriendelike spook? Nee man. Ek glo nie daar is iets soos 'n vriendelike spookie nie. Liewe Heksie van ver na Els. Ons almal het Liewe Heksie gekyk. Wat is 'n julle kyk ons kan nie eers vir ons klein kindertjies vandag sê, kyk hoe hulle hierdie goeters, ons is uitgevang, hulle dalk 2 biljoen verskillende goed wat hulle op Disney en goed kan kyk, maar ons het vir Liewe Heksie gehad. Hulle Finja Heks en Blommie Kabouter en die blommetjies wat sing en te cute, julle. Ons het vir 'n heks gekyk. En dit was 'n ou liewe heksie. En so is ons generasie geïndoktrineer en daar's baie min ouers wat vandag verstaan, hou my kinders weg van al hierdie flieks en Halloween en dit, want toe het ons die bloedlyn nog meer gekry, dat die bloedlyn al hoe vrotter raak. So hoe meer jou nageslag kom, hoe dieper raak hulle in die goed in betrokke. Waar is die remnant wat vir God moet opstaan? Maar ja, ek dink ons sê sommer nou, ons repent van Casper the Friendly Ghost en sny dit af. Ghostbusters. Dink ons op 'n paar keer gaan kyk. Ghost Pops. Dit ons Ghost Pops. So 'n ou moet baie mooi by die Here gaan hoor. Jy weet, waar vang die vyand ons uit? En dis hoekom ons maar as ons aandete eet, as jy ontbyt eet, en vir jou sê as jy 'n snack eet, ons moet mos 2 snacks 'n dag eet, of dit nou 'n peanut of 'n vruggie of 'n eier of 'n stukkie chocolate of 'n chippie of wat ook al is. Bless daai kos. Want ek gaan nou aangaan na die plekke wat hulle offer. Maar verstaan julle die stuk in die Bybel wat sê dat jy sluit 'n soutverbond? Het julle gehoor in die Bybel staan dit, jy het 'n soutverbond gesluit? So, wat gooi jy op jou kos as jy dit moet eet? Sout. Met ander woorde, as jy eet sonder dat daai kos geseën is, as jy eet saam met mense wat jy 'n transaksie beklink, hulle gaan, is my die most amazing ding uit, en ek sê nie, jy kan nie saam ander mense gaan eet nie, maar seën die kos, doen wat jy moet. Dis hoekom die Here sê, die kos moet geseën word. So, nou eet jy saam met onheiliges saam, jou hart is dalk pure. Die vyand kom met daai ding en sê, jy eet saam, soutverbond. Okay? Nou het jy nog 'n verbond gesluit deur te eet. So nou eet jy die sweeties en die pampoensop of wat ook al hulle vir mekaar gee, dan sluit jy nog 'n soutverbond ook. En bitter min mense verstaan dat jy moet seker maak dat die vyand nie met sulke slinkse ou goedjies wat ons sê, ag, dis sommer stupid, nie. Maar hy kom met spesifieke sulke goedjies om te sê, in die woord van God staan daar bestaan iets soos 'n soutverbond, so ek kom met 'n soutverbond, want kom jy nou sweeties eet op Halloween, wat is nou die storie? Hoekom kan jy dit nie net vier en dans nie, hoekom moet daar nou sweetie in die pakkie wees? Maar enigiets wat hier ingaan, sluit ons dan nou nog 'n soutverbond ook, so wees net bedag daarop, laat die Here jou kom wys, en dit meen nie ons moet op 'n heksejag gaan nie, maar die Here gaan vir jou wys, jy gaan naderhand voel, hier's ek in 'n gesin, ons eet lekker. Dan gaan jy agterkom, maar wag, hierdie is nou 'n bietjie ongemaklik. Ek is nou op hierdie besigheidsete en dit voel nou baie ongemaklik, al hierdie mense saam wie ons nou moet eet en iets voel nie lekker hierso nie. En dit is baie interessant dat ander gelowe sal
seker maak, hulle bid vir hulle kos, hulle doen hulle goed doen reg, en ons as Christene is so bang en skaam, dat ander tog net sien, ons is in 'n restaurant, en ons bid en sien hierdie kos, ons hou die oë oop net, dat, jy weet, waar, dit moet eintlik, vir my is dit natuurlik een van die mooiste goed, as ek in 'n plek sit, en ek sien hier's 'n gesin, die kos kom, hulle vat hande en hulle bid, want dit is so beautiful, hulle maak nie saak om te sê, dis hulle geloof nie. En het julle al gesien hoe uitgesproke is ander gelowe oor hulle geloof, om te sê, hoorie, dis wat ons glo, ek kort nou hierdie aanbiddingsplek, ek het dit. Ja, ek soek dit, dis hoe dit moet wees. En die vliegtuigens, ek meen, daai vliegtuig, daai Jode op 'n sekere tyd, dan haal hy daai strap om sy arm, en hy sit daai ding op sy voorkop, hulle doen dit nou mos half, is 'n prophetic action, maar hulle doen dit fisies, want hulle glo dis 'n fisiese ding. Terwyl, dis reg as jy dit profetic doen, maar dis nie daai dingetjie daar wat die ding doen nie. Replace your mind with Christ is nie die stukkie versie wat jy hier opsit nie. Dit gaan oor genuine replace. Maar onverskrokke, op daai tyd moet hulle opstaan, en as jy al vlieg, die Israeli vliegtuig, hulle verstaan dit. Daai mense is daar in die paadjies vol. Veral meer die ortodokse mense, en hulle het hulle talietjie oor, en hulle gee nie om wie hulle sien nie. Hulle het nie 'n saak. Nou dink jy vir een oomblik, ons as kinders van God, dit is vir ons so moeilik, om hierdie gebed te doen. So, toe Dani nou sy 3de heupoperasie moes kry, toe moet ons nou invlieg Gauteng toe vir die superspesialis, wat hy moet opereer, 3 en 3 jaar, so dit was nogal traumaties, en nou is nou veronderstel om 'n kiem te wees, en ek weet, dit is nou baie moeilike situasies. En toe ek die kaartjies met seat, 24 uur voor die vlieg kan jy mos die kaartjies seat. Nou kry ek hom so jammer, nou probeer ek nou maar vir hom in sy beenkant toe, nou nie meer lekker, toe tog ek laat ek kyk of ek ons kan seat by die exit rye, dat hy net kan bietjie spasie. Toe staan nou 'n sitplek gevat, daar's net 2 plekke oor, daar's 'n sitplek gevat in die paadjie se kant, daar's net 2 plekke oor. Toe ek, okay, ek gaan dit nou vat, wow, dankie Here, waarlik is daar 2 plekkies oop. En ons kom in die vliegtuig, en ons praat so 'n bietjie oor, ek gaan my kliënte sien, en dit, en so hele trip wat ons nou doen, want ek sê nog vir hom, ek kan nie daai moeilike pad op Zimbi toe ry, dis potholes, en dis als hy, my arme man moet nog dit deursien, hy moet my nog soontoe vat, en rarig, hy kan eintlik nie meer beweeg nie, maar weet, hy kan daarom ruim bestuur, en dan sit hy maar op die bank, en dan moet hy weer terug, en so karring ons aan. En hier's 'n jong man van Riversdal, wat langs ons sit, maar ons het nie toe dit geweet nie. En hy sê, toe na so 10 minute, sê hy, ons is 10 minute toe ons opgestyg, 2 ure vlug. Hy sê, oom, wat is jou naam? Ek meen, hy's 'n man, hy het kindertjies, 3 jaar en 9 jaar. Oom, wat is jou naam? So, is omtrent soos ons kinders ouderdom. Hy sê, nee, Dani. Hy sê, oom, ek het iets gehoor van, oom gaan operasie kry. Sal oom omgee as ek vir oom bid? Nee, sê hy, geen probleem, natuurlik. Hy sê, oom, want ek wil net vir oom sê, die Here ervaar, ek het my hier langs oom gesit. Hier's 'n divine appointment, wat ek hier moes wees, om vir oom te bid. Nee? Ons sê, nee. Hy sê, hoor jy, my vrou bid baie vir my, maar jy is ook welkom. Gaan groot. Julle, daai man trek daar weg. Nie saggies nie. Nie saggies nie. Abba Vader wat in die hemel is, so hard. U is die lewende God. Ek bring vir oom Dani na u toe. Mag hy u verheerlik. Hierdie been, dan vra hy nog, wat een is dit? Hierdie been, ek kom verklaar genesing. Ek rebuke hierdie siekte. Ek spreek lewe hierin. U is ons Abba, ons is lief. Vir 10 minute lank, laat tot hoeveel rye voor ons kyk om. En links van ons kyk. Ek is maar, my man sit toe oor. Ek voel iemand met hierdie storie dophou. Kyk maar. En as hulle so vir my kyk, dan sê ek maar, en hulle kyk.
En dan bid hy. En die ouens voor ons, as hy nog so 'n stukkie bid, nou, ek meen dit raak naderhand lang, 10 minute hoor, dan is hom so gaaitjie tussen die twee seats, dan loer hulle weer. Unbelievable. En ek het die ou se nommer gevat, en ek het vir hom sê, ek gaan vir jou terugvoering gee, en toe hy uit die theater uitkom of so, en jy weet die prentjie, stuur ek vir hom 'n boodskap. En ek sê, so dankie, vir God wat jou gestuur het vir daai gebed. Maar hoor net daar, onverskrokke, nie bang vir bid nie. Julle sal ons dit doen. Saggie fluister. Is net ongelooflik, nê? So, dan kom hulle ook en dan gaan hulle na, somme bladsy 9, gaan hulle na die seremoniële plekke toe. Okay? So, die Halloween wat gepraktiseer word, wat ons nie verstaan nie, is ook die offers en die goed wat jy op sekere grondgebiede dan doen. Maak jy 'n offerande aan Satan en sê vir hom, hierdie stuk grondgebied gee ek vir jou. Dis intens, né? So nou kry ons hier in George, sê nou maar, ons begin dit praktiseer en oefen en begin deurkom, dan beteken dit, ons in George begin soos potholes, hulle noem dit potholes, soos tubes, oopmaak wat link met die tweede hemel, die second heaven, wat die demoniek in die vrot is. Sodat daar op hierdie grondgebied kan geoffer word vir die vyand, en dan die volgende sien jy, maar is meer selfmoordgevalle, die kinders is al hoe meer in hierdie seksuele, wat 'n absolute groot siekte is, hierdie seksuele sexting en selfone, en ek het nou die dag gesê by die vrouegroep, gaan kyk maar op, jy weet, as jylle vriendinne het, of jylle het kollegas, gaan kyk wat gaan op daai selfoontjies aan. Ja, nou, my middeldogter, sy is in bediening, daarso waar sy is, sy het my die goed kom vertel, my nekhare het gereis. Dit was vir my verskriklik, om te hoor, dit is wat in ons skole aangaan, dit is wat hier die geval is. En toe gaan doen ek bietjie navorsing, toe hoor ek, daar's 2 skole, wat het al so intens is, dat die hoofde al gesien is. Julle dis hier, dis George. Dit was vir my 'n skok. Ek het gedog, ons is half geïsoleerd. Maar hulle is daar, hoor. Hulle is daar. Doen jouself 'n guns en gaan vind uit wat gaan aan op jou kind se selfoon. Ek sê nou vir jou. Ek het 'n radikale syfer in die lug gegooi. Wat het ek gesê, Karen? Ek dink 99% beoefen dit. Dis scary verby. En hulle redenasie is, ek doen nie die actual act nie. So ek het geen oorspel gepleeg nie. Daar's niks wat ek verkeerd gedoen het nie, want dis in my mind. En so is hulle besig om die jong seuns op hoërskool, op laerskool op te lei om in pornografie in te gaan, om hierdie goed, hulle 'n stronghold en 'n vashou op hulle te sit. En pretty much het ek ook nog nie 'n man bedien wat nie pornografie beoefen het nie. Dis 'n siekte, dis 'n probleem. Dis wat gebeur. As ons nie God se reëls en instruksies ken nie, as ons dink, okay, is net in my mind. So Tannie Lentron hulle, wat in bediening, so 5 jaar terug, nog ernstig in bediening, hulle was hier om ons by ons Free to Serve die video's kom wys, so 5 jaar terug, maak het langer, 8 jaar terug, het hulle 'n groot aanbieding gehou, wat ek ook was, en ek het ook berading gedoen, soos wat hulle mense nodig gehad het. En toe vertel sy vir my, van een van die ouens in die gehoor wat daar sit, wat sy bedien het, want die beraders sê partykeer nie die mense nie, jy weet glad nie van wie hulle praat nie, maar partykeer moet hulle net bietjie van hulle hart afkry. Wat die ou daar in die gehoor sit, en hoe die goed hom so vat, hy wil by die Here uitkom, hy wil vrykom, hy het na haar toe gegaan, so hy is bevry, sy het hom gaan help. Maar hy die goed hom so vat, dat hy sit daar, en dan wys die vyand van byvoorbeeld 'n vrou, wat, daar's niks verkeerd met die vrou nie, sy het mooi aangetrek, sy het kuis aangetrek,
En dan sal hy nou gaan en homself bevredig met die vrou in sy kop die hele tyd vir dae aan mekaar terwyl hy nou op die kursus is. En dan sê ek nou vir die jong meisies in Stellenbosch, ek wens ek kan een keer daar gaan praat. Wil jy regtig in jou kop die thoughts hê van die ou oomies wat vir jou kyk met jou oop maagie en jou kort rompie en alles wat uithang, wat gaan in hulle gedagtes aan? Because it's alive and well. Dis hoe dit is. So net soos wat jy in daai tree daar trap, so as jy hierdie Halloween goed beoefen, as jy die grondgebied vir die vyand gee, dan sien jy wat gebeur met ons kinders. Hoekom sukkel hulle? Hoekom is hulle rebellious? Hoekom luister hulle nie meer vir ons as ouers nie? Hoekom redeneer hulle oor alles? Ek dink die kinders sit met 'n redenasiegees omtrent elke enetjie. Ek dink as hulle uitpop met geboorte met ons daai redenasie al daarso kry. Maar is dit nie ongelooflik, nê? Dat as jy die Here dien, kan jy na hom toe gaan en al hierdie goed van jou afbreek en in oorwinning lewe en vrykom en jou nageslag en die waarheid bring en sien hoe mense in volheid begin lewe. Dat mense begin ophou wil selfmoord pleeg. Hoeveel mense het al gesê, ek wens ek was dood. Ek kan nie meer nie. Die lewe beteken vir my niks nie. Dis die vyand wat by jou wil steel. Dis al. Want hy kan nie laat jy losgeraad word om in die ander rigting te hardloop om God te worship nie. He needs you to be an offering, to offer jou lewe om dood. So Halloween is 'n groot viering van dood. Worship afgode. Gee spesiale plekke wat ons vir die vyand begin offer. Nou moet ons, julle weet daar by Voelklip waar die mense so afgaan, né? So daai is nou al 'n offerplek. Verstaan julle as ek so sê? Verstaan julle? So as jy sukkel met goed in jou en jy dood, dan gaan daai offerplek jou trek en sê, kom hier by my uit. Daar's nie 'n antwoord nie. Vat maar jou lewe, stap hierdie pad. Nog 'n offer vir Satan, nog 'n offer vir Satan. Rof. So mag ons eerder ons huis en ons plekke, die seremonies wat ons hou, mag dit eerder daar wees om die Here te dien. Okay, bladsy 10 is dan daai menslike offerande. En dan, bladsy 11, wie kan sê die droëdiese sabbatte of feesviering op die 4 sonstilstande en eweningsdatums aangeneem, sowel as op Halloween. So die Wicca geloof, die heidense geloof, op hierdie dag, wanneer die duisternis toeneem, heers die godin as die heks. En dit is daai meisie moeder, daai 3-in-1 heks. Wat? Tashies, Wickedy, Pickedy. Wat is daai heks se naam? Die 3? Dit is die name van daai 3 heks. Dit is die jong meisie, die Lilith, en dan is dit die ma, sê nou maar. Die vrou en dan die ouer, die ouma. Hekati. Jezebel is die ma. So nou het jy nou sommer daai 3-in-1 ook. Wat lekker daar so operuit. So ek meen, dis 'n verskriklike tyd hierdie wat hulle, wat kan julle dink die Here moet al hierdie goed sien? Kan julle dink, dis hoekom hy sê, want hy het ook sy feesdae, né? Die Here het sy feesdae wat hy wil hê ons moet vier en hom worship en hom groot maak. En hy sê in Levitikus 1, hy sê, julle walg my. Dis nogal, weet as jy vir iemand sê jy walg my, is dit soos jy wil opgooi, né? Jy walg, die Here sê vir sy volk, julle walg my, as julle op julle rusdae, Shabbatte, en julle feesdae vir my offerandes bring en my kom worship.
Want hulle doen dit op daai dae ritueel gewys, maar die res van die tyd is dit 'n F en 'n zef en 'n rondslaap en 'n skinder en buig voor ander afgode en al hierdie tipe goetertjies. So kan julle dink dat God het hierdie spesiale tye wat hy wil hê ons moet net vir hom 'n offer bring. Ons moet vir hom dit geniet wat hy vir ons gee om te rus, om hom te dien, om iets profeties te doen, om spesiaal te wees. En hy kom sê, hou op om dit asseblief te doen, jy walg my. Want hy sien hoe lyk die kondisie van ons hart. Hy sien waarmee is ons besig. So in hierdie tyd, julle dit moet, dit is wat hy mos Genesis afgekyk het. Hy het afgekyk, ek is nou daar, ons lees ons nou Genesis oor. Ons lees die hele Bybel oor. Ons is eintlik in 'n argument, ons gesin, want ek sê vir Daantjie, ons moet hierdie Bybel deurlees voor jy universiteit toe gaan. Ek moet nog een kans kry om die Bybel saam jou deur te lees. Hy sê, mamma, daar's nie 'n manier nie, daar's te min daar. Ek sê, dan moet ons 'n paar meer hoofstukkies 'n aand lees. So daar's 'n hele, nou sy brein wil nou uitwerk, hoeveel gaan ons lees, ons gaan dit nie maak nie. Hy bly sê, jy gaan dit nie maak nie. Ek sê, ons moet dit maak op 'n manier. Dalk die vakansietyd moet ons bietjie somme 2 Bybelboeke lees. Mamma, jy gaan dit nie maak nie. Ek sê, ons gaan dit maak, ons kan nie nou hier redeneer nie. Maar ons lees nou, ons het in Genesis nou gelees van Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra was so pervers, dat Lot, die engele het soontoe gekom, en hy het vir hulle gesê, hoor hoe's dit, ek sal hulle wil toe met die engele wat daar is, wil hulle gemeenskap hê. Hy sê toe, nee, maar ek sal my dogters wat nog maagde is vir julle gee. Doen met hulle wat julle wil, moet net nie by hierdie manne uitkom nie. En hierdie engele slaan hulle toe met blindheid, staan daar, hulle kon nie die deur van die huisie kry nie. En vir Lot gesê, luister, kom, ons moet gaan nie so uit hierdie plek uit. We need to go. Want God het was 3 manne. En die 3 manne is eers na Abraham toe. En Abraham het nogal met die Here geredeneer, in 'n mooi sin, geonderhandel. Here, maar as daar 50 mense is, sal u die plek spaar? Ja, ek sal. Here, maar sê nou, Here sê nou, dankie dat u my, maar Here, skus, ek wil nou nie u weet kwaad maak nie, maar u het my guns gegee by die antwoord. Sê nou, daar's 20. En so het hy aangegaan, ek kan nie eens al die getalle onthou nie, maar hy het seker, ek dink het 'n halfuur met die Here probeer onderhandel, tot ek dink 5 of 10, kan nie meer daai syfer onthou nie. Toe sê die Here, as daai is, dan sal ek nie die plek laat vergaan nie. Maar die Here van die 3 engele, het 1 agtergebly by Abraham, en 2 het na Sodom en Gomorra toe gaan. En toe verstaan ek, maar die een was God homself. Want daar staan hoofletters en is God wat toe met Abraham praat. En God sê vir hom, dit was so uitroep uit die aarde uit van wat hier gebeur, dat ek het besluit om af te kom en te kom kyk wat gaan hier aan. Nou wat dink julle, wat roep uit na God in hierdie tyd? Al hierdie demoniek, al hierdie worship, al hierdie goed wat ons doen, alles, is alles wat so uitroep, dit skree uit hierdie aarde uit op na hom toe. Dis verskriklik. En ons as God se kinders, eet nog 'n lekker sweetie. Ons neem nog 'n bietjie deel. Nee, dis mos niks nie. Ja, ons net 'n ou lekkertjie. Is nie wat ek bedoel nie. Ek neem nie deel nie. Jy kan nie dit sê nie. Jy kan nie na 'n ander land toe gaan en daar's onheilige grond. As die Here vir jou toestemming gee, betree daai grond. Jy moet ietsie leer, betree daai grond. Maar jy kan nie na 'n satanistiese plek toe gaan, wil 'n offerande gaan, en jy's nuuskierig en sê, ek wil bietjie kyk hoe doen hulle hierso, is hier benere en wat gaan hier aan? Ek's nuuskierig, ek's intrigued deur hierdie goed. Dink jy gaan okay wees? Verstaan, dit raak radikaal, en ons kinders en die mense lag vir ons, maar weet julle wat, hulle het vir Noag ook gelag. So ek gee ook nie meer om nie, want Noag was gered, en hulle nie. So miskien moet ons maar net sê, okay, lag maar ons hoor wat die Here sê, en ons is lief vir hom, en ons gaan sy instruksies onderhou, want hy is die God, vir ewig.
Okay. So, wie kan glo dat om 'n oranje kleurige kers aan te steek om middernag op Samhain en dit te laat brand tot sonop sal geluk bring? Maar dis bladsy 11. Maar ongeluk sal diegene tref wat op hierdie dag brood bak of reis na sononder. Swart kersse word gebruik om negativiteit af te weer. Oh my word. Kan julle dink op baie geldjies spandeer ons? Ons kan nie nou net 'n pampoentjie koop nie. Ons moet nou 'n swart kersie koop en ons moet nou nog 'n kersie koop en ons mag nie rondry nie. So bewaar jou siel as jy vergeet het om brood en melk te koop. Jy sal sonder dit gaan vanaand. Ons moet net al hierdie goeie so doen, want ons vrees nou. Ons het nou al hierdie ou ritueeltjies en hoe ons glo en hoe ons hierdie dinge doen. So kom ek las gou by Karen aan, wat nou net by my opkom, né? Is wie van ons, want is so in ons ingebou al en geburgering gaan, ons moet die goed uitkry. Dis hoekom die Here, dink ek baie keer die Israeliete ook 40 jaar deur die woestyn gevat het, want hulle moes al hierdie heidense goed uit hulle uitgekry. Dit was nie net so nie. Hulle was al starrig en rebellie, soos wat ons nou maar self sukkel. So, wie van julle is bereid om as daar 'n leer staan, met al die bygeloof en alles, onderdeur daai leer te gaan loop en nie om hom te loop nie? Maar verstaan julle wat Karen probeer sê? Sy probeer sê, dis even so subtiel. Ons sê ons doen nie dit nie, nou kom jy beleer. O, loop jy onder hom deur nie, kom net gou hier verby gaan. Verstaan, so daar's ietsie daar binne, nou moet ons besef, en dan lag die wêreld vir ons en sê, hoor jy, julle laak nou belaglik, hoor. Maar nee, hoekom wil jy onderdeur hom loop nie? Ja nee, dis 'n ander saak. Dis 'n ander saak as jy sien dis onveilig, ek gaan nie dit doen nie. Dis 'n ander saak as jy vir 'n veiligheidsrede sê, ek loop nie daar onderdeur, as wat jy dink, o nee, wag, hierdie leer, nee, ons mag nie onderdeur 'n leer loop. Appelwyn, afgevalle blare, wie rook? Sekere edelgesteentes is vir die altaarversierings gebruik. Peppermint, neutsalie. Julle, ons gaan moet shop, lyk dit vir my, vir die wat in die goed wil deelneem. Mielies, rooibos, bessie, muffins, brode, bier, appelwyn, kruie, tee. Dis nou jou tradisionele kos, nou het jy julle ete. En waar sy verhoog word op hierdie dag. So, dis absoluut nou, weens al hierdie portals wat oopmaak, kan die wat praktiseer, is natuurlik nou te lekker om dit te doen, want dit is nou net soos hierdie, soos ons altyd sê, Here, geef ons 'n open heaven, ons wil die worship, ons wil kingdom ervaar, ons wil die glory. So het hulle dan nou ook daai stuk wat oopmaak oor hulle. Die simboliek is eile, vlermuise, katte. Soos Karen sê, as jy 'n eil hoor hoe, dan sê, oh my word, what's gonna happen? Verstaan? Maar eil is eintlik amazing. Hy vang muskiete, mens kry hierdie naguiltjie, hy maak die mooiste gelei, dis eintlik so beautiful. En, maar die goed is in ons ingeprent, en miskien moet ons bietjie van die vrees repent. Net kyk, laat al hierdie vrese uit ons uitkom. Bladsy 13. Baie Christene sal hulle kinders toelaat om selfs aanmoedig om respek te toon vir Satan op 31 Oktober, sonder dat hulle weet wat hulle doen. Kerke sal die geleentheid in volle ondersteun met partytjies wat versier is met hekse, katte, besems, pampoenspoke en dobberende appels. Dit is nogal sleg julle om te weet dat dit in die kerk so beoefen word. Dat ons, met ander woorde, ons wat as God se liggaam nog die waarheid moet bring, en as ons hierdie goed begin deelneem en vier, en hoe gaan die ander mense wat opkomende Christene is, wat melkies drink, ons moet nou steak eet. Julle verstaan daai storie, wat die Here sê, ons moet nou begin steak eet. Ons kan nie meer sê, pastoor, ek is alweer wat ek hierdie ding nie reg kry, bid net vir my, ek moet sit, bid vir my. Dis melkies. Ek het 'n dametjie wat by my werk, een of ander skoolie in George, toes hulle is sign, hulle moet nou, hulle taak is, hulle moet 'n dream catcher bou.
toe stuur sy my boodskap, toe sê sy, hoorie so, ek is nie gemaklik met die ding nie, volgens my is dit nie van die Here af nie, help my gou reg, wat is dit, en ek wil nou vir hulle gaan sê, en kyk, Janelle is my go-to, want sy weet alles, sy sê ek, Janelle, ek weet dit is verkeerd, maar nou moet ek eers my goed gaan navors, sy sê, mama is New Age, Google gou New Age, woeps, kom als op, dis skrikwekkend, né? En ek stuur gou vir haar alles, en sy skryf 'n mooi brief en sê vir hulle, luister, my kind kan nie die ding bou nie. Sy kan nie, want dit is 'n heidense ding, hier is al die agtergrond. Stuur hulle vir haar 'n brief terug en sê, dis in die kurrikulum, die kind moet dit doen, want hulle moet van ander gelowe leer, so julle stukkie. En sy kom sê toe vir my, maar sy dink sy moet nou vir hulle stukkie stuur, en vir hulle sê, wel, as hulle haar dwing om 'n dreamcatcher te bou, dan gaan sy vir haar kind sê, bou 'n gebedsding. Wat sy vir die Here worship en dit en sê, dit is haar manier van worship, dis hoe sy met die Here haar goed doen, dis wat sy gemaak. Maar sy is nogal ontsteld en ek sê, hier is nie lekker nie. En sy kry ernster, moes sy hierdie dink ek net van die Here afgekry het. En sy gaan sê, ek sê, maar gaan sien die hoof. En sy kry hierdie ding wat sy vir hulle 'n brief skryf. En sy sê vir hulle, ek wil net verstaan, julle skool se beginsels. So ek verstaan julle moet hulle nou blykbaar in LO van seksueel leer. Maar ek wil net verstaan, moet my kind nou gaan seks hê? Ek wil net verstaan. So as julle nou seks gaan leer, moet ek net, is dit nou die taak, gaan seks iemand? Ek wil net verstaan. En as julle nou, met ander woorde, van dagga leer, wil ek net weet, gaan my kind 'n dagga dingetjie moet rook? En as julle nou wil gaan leer van kondome, wil ek net verstaan, moet my kind nou die kondoom vat, en nou dit, gou bietjie dit uitoefen, net want ons moet my praktiese take doen. En die volgende dag kry sy 'n brief van die hoof af, en die hoof sê vir haar, mevrou, jy is okay, jy hoef dit nie te doen nie, ons verstaan, jou kind kan 'n kite bou as hy lus het. En ons sal punte vir die kite gee. Ek tog, julle, is 'n gewone vroukie, wat net besluit het, sy gaan nie daai deur oopmaak. Ek weet nie eers waar sy hierdie radikale geweet, ek kan nie dit doen nie. Ek is 'n ma alleen, ek kan nie dit oor my kind, ek is nie bereid nie, ek is bereid om na die skool toe te gaan en te praat. Ek meen, waar het sy daai guts gekry? En vir dit gestaan. En kan julle glo, in Oktober maand sê ons George oulike skole, want in my hart het ek so gedink, is ons nog onskuldig, ons moet in Oktober maand die dreamcatchers bou. Skole. Want ons is oningelig, gebrek aan kennis. So as jy nie weet nie, en jy gaan nou maar ook kerk toe en vat 'n sweetie en alles, dan is jy onkundig en jy raak deel van die storie, want jy is te bang om iets te hoor, want as jy iets hoor, mag jy dit nie meer doen nie, so jy wil liever niks weet, jy gaan jy maar net aan. Ons moet die kennis verkry, laat ons verstaan. Ek wil by Karen aansluit om te vra, dink julle die Springbok rugby span gaan, sê die All Blacks, gaan speel teen die All Blacks sonder om hulle te bestudeer? Hulle gaan kyk, wat is hulle gameplan? Wat doen hulle? Hoe werk dit? So hoekom verstaan ons nie die vyand se gameplan en hoe hy ons breine werk en al hierdie goed, sodat ons kan weet, waarvoor bid ons? Hoekom het God ons nou op aarde toe hier gesit? Wie bid hierdie open heavens oop? Wie bid vir ons kinders? Wie bid vir ons jeug? Wie verstaan wat gaan in jou kind se fone goed aan, dat jy kan begin nagmaal hou? Bid daarteer. Verklaar dat die vyand sal nie jou kinders steel nie. En. Want ons apaties is, en is nou maar net lekker, en ons klap net handjies. Wie doen hierdie warfare waarvoor die Here ons geroep het? Want ons moet begin staan. Ons moet begin sê, ek gaan nie deelneem daaraan nie. Jammer. Ek meen, dis soos my vriendin, sy was mevrou wêreld in die kompetisie, toe hulle opdaag by die berg in Indië, en toe hulle bokom, toe kry elkeen moes 'n blommekransie, en toe moes hulle toe sien nagemaakte bees daar, en die waterbuffel, en as jy opkom, moet jy mos buig vir hom, en toe sy die enigste een van al die lande, wat sê, ek kan nie buig nie, ek kan nie buig nie. Hulle het haar afgejaag daar, teruggestuur Suid-Afrika toe, en die geestelike mense om haar, en die organiseerders het vir gesê,
luister, hoe kon jy net gebuig, jy kon daarna ons net gaan repent het. Julle, ons verstaan nie God se heiligheid nie. Okay, ons lekker bid. Vader, so dankie dat U vir ons vanaand geleentheid gegee het om U woord te hoor, dat dit vir ons oopbreek en laat ons verstaan hoe belangrik is ons doel hier op aarde. Dat ons verstaan hoe die vyand ons uitvang en dat ons verstaan wat is U strategie. Hy het altyd strategie. Hy gee altyd vir ons, as U glory light skyn, wys U vir ons, wat is die weg, wat is die waarheid, wat is die lewe. Hy gee vir ons hy strategie en ons kan met hy strategie hardloop. En Vader, ons kom met hy strategie en dankie dat ons kan verklaar dat ons wil doen wat U vir ons geroep het om te doen. Ons wil vanaand hier corporately kom vergifnis vra vir in ons alles wat dood, wat swaarmoedig, die vyand steel, maak ons swaarmoedig, maak ons depressie, maak ons nie lus vir die lewe nie, dit wat in ons bloedlyn is van dit wat ons eie iniquity, ons eie sonde, wil ons vanaand kom vergifnis vra, dat dit in ons DNA sit, laat ons moet veg teen hierdie goed, en ons kom vra dat U vanaand dit kom verwyder uit ons uit. Here, dat U vir ons 'n open portal gee, dat ons daai goed op die trading floor vanaand aan U toe bring en sê, Here, elke covenant wat ons gesê het, ons sal doodgaan, ons wil nie lewe nie, ons vrese, vra ons vergifnis, en ons kom sit dit daar by U voete neer vanaand, ons stryd, en dankie Jesus Christus, vanaand vat ons lewe. Ons vat U lewe, ons vat U lewe in oorvloed, ons verklaar, ons sal in hemelse plekke saam met U roel en rein, ons sal 'n aangename geur in U neusvleuels wees, ons sal U verhef bo alles, ons sal van die hoogste berge, en die geestesdimensie op die hoogste plekke, that high places, where you bring your best offers, kom staan ons vanaand in die gees, en ons verklaar, ons is lief vir U, U is ons papa, ons vra vergifnis, ons maak ons toe, ons vra dat ons denke, ons hele wese, van ons gesinne en ons sal sê, ons sal U dien, seël ons af met die bloed, maak ons heilig, alles wat die mensdom lag vir ons, laat ons sê, dis 'n honor om vir U te lewe. Vader, ons kinders bring ons na U toe en vra, daar waar hulle te doen het met hierdie goed, en dit maak nie vir hulle sin nie, dat Here U hulle breine, hulle gedagtes, hulle hart en siel sal aanraak, om deur die Heilige Gees gevul te word, om hierdie goed te sien vir wat dit is, en hulle vrese vir rejection, en alleen wees, en anders wees as die ander kinders, dat dit hulle nie sal pla nie, dat hulle sal weet, dis okay, hulle weet wie is hulle in Christus, hulle weet wie is hulle papa, hulle weet wie is hulle Abba, soos Dawid in die veld was, 'n skaapwagter, sy liefdesliedere vir U geskryf en gesing het, laat ons nageslag vandag ons vir U kan bring as 'n offer en sê, Vader, doen met ons kinders volgens U wil, U begeertes, want because that will be good. Dit sal geseënd wees. Dankie Here dat ons altyd na U toe kan kom en altyd net erken dat ons is swak, ons is menslik, ons verstaan nie alles nie, ons weet nie alles nie, ons moet wysheid kry, maar dat ons niks te doen wil hê met hierdie dood, met Halloween, met Satan se verjaarsdag, met heksery, met towery, met offerandes, enige van hierdie goed, Here, alles, maak nie saak of wat goed is wat ek nie genoem het nie, alles wat 'n prophetic action is, wat link, 'n soutverbond, alles hierdie, kom haal ons van ons af en sê, ons kies om dit nie te hê nie, ons kies om dit nêrens in ons gesin te hê nie, ons staan in, soos wat Abraham gesê het, Here, as daar net 10 regverdiges is, kom vra ons, Here, ons wat as regverdige staan, alleen oor dat ons bereid is om te repent en erken en sê, daar's nog baie sonde wat ons nie eers van weet nie, maar ons staan met Jesus se atonement, dat ons as regverdig is, want U sê die gebed van die regverdige het groot krag, dat ons as regverdig is in Christus, ons het niks om op te roem nie, behalwe om te sê ons is sondig, dat ons as regverdig is vandaan kan kom staan en vra ons familie, ons gesin, ons mense om ons, waar ons grondgebied het, Here, dat U sal mercy hê en hulle sal slaan met 'n vulling van die Heilige Gees, met 'n revelation, met dat U liefde oor hulle sal kom, dat hulle die waarheid sal sien en dit hulle sal vrymaak.
Dankie ook vir wat oom Johan gesê het, hulle staan vir die regte goed in George. Hulle staan nie vir hierdie verkeerde goede wat afgedwing word nie, en ek bid dat u van krag tot krag tot krag sal gaan en beweeg, daar waar u kinders, soos oom Johan, soos elke persoon hier, soos elke mamma, soos elke kind van God sal staan en sê, nee, ons gaan nie hiermee te doen hê nie. En ons verklaar ons liefde aan u, en ons sê dankie vir u beskerming, dankie dat om ons voertuig, ons huis, ons kinders, ons alles, is u bloedkring, u vuurkring, u engelaar, want u belofte sê, u naam is 'n sterk toring, die regverdige roep u naam aan, en hy word beskut, en ek verklaar vanaand, dis wat die woord sê, en ons sal beskut wees met die bloed van die lam, in die naam Yahweh Elohim, I am, Jod-Heh-Waf-Heh, skryf ek oor ons en ons gesinne. En dan sê dankie vir dit, aan u kom die lof toe, die eer, die heerlikheid, in die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.